Ons is vanaand by die dissipline van gee, of giving soos wat hulle in Engels sê. Ek wil begin met 'n storie. In 1923 is 'n vergadering gehou in Chicago, Amerika, en 9 van die wêreld se mees invloedrykste manne was bymekaar gewees vir 'n vergadering. Daar was onder andere die CEO van die grootste oliemaatskappy in Amerika, die CEO van die grootste graanverkoper, 'n verteenwoordiger van die Amerikaanse regering, die departement van finansies, die CEO van Wall Street, die CEO van een van die grootste banke en dan nog 'n paar ander suksesvolle ouens. En hierdie manne was beskryf gewees as die meesters van die finansiële bedryf in Amerika. En 25 jaar later, in 1948, toe lyk hierdie prentjie iets heeltemal anderste. Een van hierdie 9 manne het brandarm gesterf, nadat hy sy laaste jare geld moes leen om aan die lewe te bly. Een moes vlug vir die regering, en het sonder 'n sent in 'n ander land gesterf. Een was in 'n malhuis gewees. Een is vroeër ontslaan uit die tronk uit om alleen tuis te sterf en 2 van die manne het selfmoord gepleeg. Nou hierdie manne was almal meesters van geld gewees. Maar ongelukkig was geld ook hulle meester gewees. En baie mense vandag sê dat hierdie manne se lewens 'n goddelike waarskuwing is of was aan Amerika wat nou 70 jaar later uitstaan as 'n nasie wat gebou is op materialisme. So hierdie kultuur van materialisme het 'n kultuur geskep waar manne dink dat ons vandag dink dat hierdie wêreld genoeg is vir ons en ons gesinne. Die kultuur sê vir ons dat as ons materieel voorsien vir ons gesinne, dan gaan ons verhoudings met ons gesinne reg en goed wees. Die kultuur wil ook hê ons moet dink dat as ons ryk is of as ons geld het, dan sal dit met ons goed gaan. En seker die grootste leen wat ons geleer word van geld is, dat as jy geld het, dan maak dit jou 'n beter mens. Nou wat egter baie duidelik uitstaan van rykdom, is dat rykdom gevaarlik is. En dit hou gevare in vir die mens, en dit hou baie gevare in vir ons as Christenmans. Nou saam met hierdie kultuur wat in die wêreld is daar nog probleme wat ons in ons tyd beleef as Christene, en dit is die prosperity gospel of die voorspoedsteologie. En dit is hierdie teologie wat leer dat Jesus het aan die kruis gesterf vir jou, sodat jy jou beste lewe nou kan hê, soos wat ou Joel Osteen sê. En wat hulle leer is dat as jy 'n Christen is en dat jy in Jesus glo, dan moet jy geld hê en jy moet gesondheid hê, anderste is daar iets fout met jou geloof. So die vraag wat ons tussen hierdie 2 pole moet vra is, wat doen ons as Christene en veral ons as manne van ons gesinne om hierdie struik van materialisme te vermy of dit heeltemal te ontduik? Moet ons onsself onttrek van die wêreld af? Moet ons letterlik uit die werksomgewing uit onttrek of verdwyn daaruit en op 'n eiland gaan bly? Moet ons in 'n kommune gemeenskap gaan bly soos wat die Amish doen in Amerika? As ons die Nuwe Testament gaan ondersoek, dan sien ons egter dat nêrensste kry ons 'n mandaat van God af dat ons onsself mag isoleer nie. Inteendeel, wat ons leer is dat God het ons gered en God het ons gelos presies daar waar ons is met 'n spesifieke doel in hierdie wêreld. So die vraag wat ons as manne dan moet vra, so wat doen ons? Hoe hanteer ons geld? Hoe hanteer ons die materiële aspek van die wêreld? En in God se perfekte wysheid het God aan ons 'n teenvoeter gegee vir materialisme. En dit word as 'n genade beskryf in die Bybel. En dit is die genade van gee. En die duidelikste plek waar ons hierdie genade van gee sien, is in 2 Korintiërs 8. Maar voordat ek na hierdie gedeelte wil kyk, wil ek eers gou net baie vinnig deur die lering van gee in die Bybel gaan. En veral ons almal praat van 'n 10de gee. En ek wil dit net gou bespreek, dat ons net almal redelik verstaan wat 'n 10de gee is. Nou in die Ou Testament het die Israeliete 10des gegee, en dit was 'n stelsel waaronder hulle gelewe het. Hulle het gelewe onder 'n teokrasie. En dit beteken dat die volk regeer word deur 'n tempelstelsel, deur 'n priesterstelsel. Met ander woorde, die priesters was in hulle tyd die gesag van die dag gewees. Die Lewiete was die stam gewees wat aangestel was as priesters, en hulle het nie grond ontvang toe hulle in die beloofde land ingegaan het nie. Die opdrag van God daar was gewees dat die volk, die ander 11 stamme moes omsien na die Lewiete.
En God het 3 tipe tiendes ingestel. Dit was die Here se tiendes gewees, wat hulle gereeld moes gegee het, weekliks en maandeliks. Ons lees daarvan in Numeri 18 en Levitikus 27. En hierdie was die tiendes gewees wat gegee is om die priesters te onderhou. Dan was daar die feestelike tiendes gewees. Dit het gegaan om al die feeste te befonds. Ons lees daarvan in Levitikus 12. En al die verskillende feeste wat die volk deur die jaar moes hou, was befonds uit hierdie tiende uit gewees. En dan bo-op dit was daar, hierdie was bo-op die tiende wat hulle gereeld gegee het, net so dit was eers daai tiende en dan was hierdie ook 'n tiende en dan was daar 'n derde tiende gewees en dit was wat hulle elke 3 jaar gegee het. En hierdie tiende het gegaan vir die weeskinders en die weduwees en die arme mense. En dit was on top of die ander 2 tiendes gewees. Met ander woorde, die tiendestelsel was 'n tipe belasting gewees om hier, as ek in aanhalingstekens kan sê, om die regering te onderhou. En dis amper soos vandag. En hierdie tiendestelsel waarin die volk blootgestel was 'n moedgee. Hulle moes hierdie tiendes gee om die teokrasie te onderhou, die regering te onderhou. En as jy dit gaan uitwerk, dan was dit so tussen 24 en 26% gewees, die totaal van die 3 tiendes gewees. En dan was daar 'n ander gee wat ons sien in die Ou Testament. En dit was 'n vrywillige gee. En dit was bo-op hierdie verskillende tiendes gewees. Nou hierdie gee was genoem gee vir God. En dit het uit die hart uit gekom. Dit was 'n vrywillige gee gewees. So toe Moses byvoorbeeld die tabernakel moes bou, het hy gevra dat die volk vrywillig moes gee en hulle kon gee net soveel as wat hulle wil. Hulle kon self bepaal hoeveel wou hulle gee. En die volk het so baie gegee dat hulle naderhand vir die mense moes sê stop. Dieselfde toe Dawid wil begin het om skatte bymekaar te maak om die tempel te bou, toe het hulle ook vir die volk gesê om te gee en hulle moes naderhand die volk stop om te sê julle het te veel gegee. En hierdie is die vrywillige gee wat apart was van die tiende. En dit is die gee wat vir God gegee was. En as ons dit is nou die Ou Testament. As ons na die Nuwe Testament kyk, dan sien ons dat daar word nêrens te voorgegee om 'n tiende te gee nie. Of voorgeskryf om 'n tiende te gee nie. En hoekom word ons dit nie gedoen nie? Want ons lewe nie meer onder 'n teokrasie nie. Ons lewe nou onder 'n demokrasie en ons betaal belasting om die regering te onderhou. En as ons die somme gaan uitwerk, dan betaal ons so tussen ek dink is tussen 23 en 28% belasting vandag. En dit is min of meer dieselfde as wat die volk Israel gegee het. So dit is ook om ons nie voorgeskryf word hoeveel om te gee nie, want ons lewe nie meer onder 'n teokrasie nie. So die kerk van vandag, die Nuwe Testamentiese kerk, word onder die ander deel geplaas waar ons vrywilliglik gee. So in die Nuwe Testament sien ons dat gee vir die kerk is altyd vrywilliglik. En ons sien in 2 Korintiërs 9 vers 7 is dit die kernvers wat ons kan gebruik vir gee in die Nuwe Testament. En daar staan: elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het. Nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Met ander woorde, gee in die Nuwe Testament en gee onder die kerkbedeling word gesien as vrywillig. En as ons dit op 'n ander manier wil beskryf, is ons kan gee sien as 'n toets. God toets jou hart wanneer dit by gee kom. Nou met dit in gedagte, ons kan nou na die tyd bietjie daaroor gesels as jy wil, maar met dit in gedagte, gaan ons nou kyk na 2 Korintiërs 8 en ons gaan kyk, hoekom sê ons gee word gesien as 'n genade en hoekom dit 'n teenvoeter is vir materialisme. Vers 1 en 2 sê: broers en susters, ons lig julle in oor die genade van God wat die gemeentes in Macedonië ontvang het. Al is hulle ook hewig getoets deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. Nou net om 'n bietjie in konteks te stel, ek en jy ken nie swaar kry nie. Ons wat hierso sit vanaand het geen idee wat dit beteken om swaar te kry in die konteks van wat hierdie mense swaar gekry het nie. Ons wat hier sit vanaand is ryk volgens die wêreldse standaard van rykdom. Ons eet elke dag ten minste meer as 1 maaltyd en dit maak van ons ryk. Nou wanneer die Bybel sê die Macedoniërs het swaar gekry, beteken dit hulle was brandarm.
Die Griekse woord wat gebruik word hierso beteken die lewe het hulle gesqueeze op elke aspek van die lewe is hulle gesqueeze. Hulle is beproef as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Hulle is finansiëel en kultureel vervolg. Wat beteken het, hulle kon nie koop of verkoop nie, hulle het swaar gekry en die vers sê, en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. En dan hoor wat skryf Paulus in vers 3 en 4. Ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja, dat hulle selfs bo hulle vermoë gewillig was. Met andere, hulle het bo hulle vermoë gegee. Nou as die beste manier wat ek vir julle kan beskryf, hoe beteken dit om bo jou vermoë te gee, is dat as jy vandag genoeg geld het om vir jou kos te koop vir vandag en vir môre, dan gee jy die geld vir môre se kos weg. Dit is hoe dit is as jy arm is, maar jy gee bo jou vermoë. En dan vers 4 sê, met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en diens aan die gelowiges in Judea. So wat hierdie ouens gedoen het, is hulle het geld ingesamel vir die gelowiges in Judea. En 10:1 het Paulus hulle vir hulle gesê, julle hoef nie te gee nie, want julle kry swaar. Maar hulle het gesmeek, want hulle wou deelneem. Want hulle het gee gesien, as hulle gee nie vir die gemeente in Judea nie, hulle gee vir God. Hulle wou gee. En as jy kyk na die bewoording, met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem. Wat dit beteken is, hulle wou nie net gee nie, hulle het gesmeek om te kan gee. Nou wat ons hier sien is, dat die genade van gee, het niks uit te waai met hoeveel jy het nie. Dit het alles uit te waai met wat in jou hart aangaan. Is jy gewillig om te gee, of is jy nie gewillig om te gee nie? Dit is 'n hartskwessie. Die gelowiges in Macedonië het dit gesien as 'n voorreg om te kan gee. Hulle het dit gesien as 'n voorreg om vir hulle broers en susters in 'n ander gemeente te kan gee, wat ook swaar kry. So wat produseer hierdie gewilligheid om te gee? Vers 5 sê vir ons, dit was nie soos ons dit verwag het nie. Eers het hulle self aan die Here gegee, en toe aan ons, sodat ons hulle kon optree volgens die wil van God. So die beginsel wat ons hierso sien, is, as jy alles wat jy het, jou hele wese, jou geestelike wese reeds aan God gegee het, dan sal dit vir jou maklik wees om jou materiële dinge aan ander te gee. En dis die beginsel wat ons sien in vers 5. Hy sê, eers het hulle self aan die Here gegee. So die gelowiges in Macedonië het dit reg gedoen. Hulle het alles van hulle harte, hulle totale wese het hulle oorgegee aan God. En toe het hulle dit wat hulle besit het, die bietjie wat hulle besit het, aan hulle medegelowiges gegee. Nou, wat dit beteken is dat dit wat hulle gegee het, is gebruik om die werk van die Here te doen. En dit is ook hoe hulle dit gesien het. Nou, Paulus het die gelowiges se gesindheid so hoog geag, dat hy hulle as 'n voorbeeld gebruik het by die gelowiges in Korinthe. Hy skryf verder in vers 6, 7 en 8. Daarom het ons by Titus daarop aangedring om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër begin het, nou ook by julle te voltooi. Aangesien julle in elke opsig uitmunt, in geloof met die woord, kennis, groot ywer en die liefde wat ons aan julle betoon het, min dan nou ook uit in hierdie liefdeswerk. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om die egtheid van julle liefde in vergelyking met die ywer van ander te toets. So hierso maar 'n klomp goed wat ons in hierdie paar verse sien. Paulus het geweet dat die gelowiges in Korinthe nie tot die geestelike volwassenheid sou groei as hulle nie leer om hierdie genade van gee aan te leer nie. En is baie belangrik wat ons besef wat Paulus hierso sê. Met ander woorde, gelowiges, werklike gelowiges sal nie tot geestelike volwassenheid groei as hulle nie die genade van gee leer nie. Een teoloog beskryf dit so: God kan ons geld hê, maar nie ons harte nie. Maar God kan nie ons harte hê en nie ons geld nie. En dis presies wat Jesus vir ons sê in Matteus 6 vers 21. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook al wees. En wat belangrik is om te sien in hierdie 4 verse, vers 8 sê, ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om die egtheid van julle liefde in vergelyking met die ywer van ander te toets. Met ander woorde, gee is nie 'n opdrag in die Nuwe Testamentiese kerk nie. Dis 'n toets. Dis 'n hartstoets.
Nou die Nuwe Testament is vol waarskuwings van rykdom. Jesus het baie gepraat, as jy na die evangelies gaan kyk, gaan jy sien, Jesus het baie gepraat oor die hemel, en hy het baie gepraat oor die hel, oor seksuele sondes, oor geweld, oor baie dinge. Maar daar's een ding wat baie uitstaan, waaroor hy gepraat het, wat baie gevaarliker is as hierdie dinge. En dit is die gevaar van rykdom of materialisme vir gelowiges. Jesus het gereeld geleer dat mense nie moet staatmaak op hulle aardse skatte nie, maar dat hulle God moet vertrou. Jesus sê ook aan die einde van die bergpredikasie, dat gelowiges nie skatte op aarde bymekaar moet maak nie, maar dat ons skatte in die hemel moet bymekaar maak. So wat ons dan in al hierdie dinge moet sien is, dat die teenvoeter vir materialisme is nie om in isolasie te gaan bly nie, of om deel van die wêreldsisteem te word nie. Die teenvoeter vir materialisme en die gevaar van die liefde vir geld is, om die genade van gee aan te leer, en dan so te lewe. En is baie belangrik, ons moet altyd onthou, dis nie 'n sonde om geld te hê nie. Dis nie 'n sonde as jy geseën is met 'n werk of wat ook al en jy het geld nie. Die Bybel leer ons nooit dat geld 'n sonde is nie. Die liefde na geld is 'n sonde. Nou ek weet nie wie van julle vir C.S. Lewis ken nie, maar hoor wat skryf hy oor die Christen en gee. En ek het dit vertaal in Afrikaans. Hy sê, as ons besteding aan gerief, lieksede, vermaak ensovoorts op dieselfde vlak is as die wat algemeen is onder mense met dieselfde inkomste as ons eie, gee ons waarskynlik te min weg. As ons liefdadigheid ons glad nie knyp of op enige manier belemmer nie, sou ek sê dit is te klein. Daar behoort dinge te wees wat ons graag wil doen, maar nie kan doen nie, omdat ons liefdadigheidsbesteding dit uitsluit. Nou hierdie is nogal diep as jy hierdie paragraaf gaan ontleed. Die eerste gedeelte is wat hy sê is, as jou besteding aan gerief, lieksheid, vermaak ensovoorts op dieselfde vlak is as jou buurman, wat min of meer dieselfde inkomste as jy kry, en hy is 'n ongelowige, dan gee jy waarskynlik te min weg. As jou liefdadigheid jou nie knyp op enige manier nie, dan is dit te min. En dan laaste sê hy, daar moet dinge wees in jou lewe, wat jy graag wil doen, maar jy kan dit nie doen nie. Want omdat jy weggee, sluit dit uit. En dis nogal, jy weet, hierdie stelling kan 'n ou nogal laat dink. Nou die skrywer van hierdie reeks sê, geers vir God ontwapen die mag van geld. Hulle nooi God se genade uit om deur hulle te vloei. Hoor weer wat sê hy so? Geers vir God ontwapen die mag van geld. So wat hy hier so basies sê, as jy geleer het om die genade van gee toe te pas in jou lewe, dan het geld nie mag oor jou nie. Hy skryf dan verder, is jy dalk in 'n plek in jou geloofslewe waar dit voel of jy stagneer? Jy gaan gereeld kerk toe, jy bid gereeld, jy lees Bybel, maar dit voel nie vir jou of jy geestelik groei nie. Dalk is jou gee nie daar waar God alles van jou hart het nie. So waar het ek en jy dissipline nodig wanneer dit by gee kom? Voordat ons by die dissiplines kom, om die dissiplines te kan doen, is daar 'n paar sekere, daar's 4 punte, daar's sekere punte wat ek en jy moet verstaan oor gee. En dit is dat gee, voordat ons enigiets gee, is dit eers 'n geestelike daad. Dit is 'n hartsverandering. En daar's punte wat ek en jy moet verstaan wanneer dit kom by gee. En die eerste een is, gee is nooit 'n daad wat vir jou enige verdienste gaan genereer by God nie. As ons dit in eenvoudige Afrikaans kan sê, jy gaan glad nie punte skoor by God as jy gee nie. Dit gaan jou ook nie 'n beter mens maak nie, dit gaan jou ook nie 'n beter Christen maak nie. En dis 'n beginsel wat jy moet verstaan. En die tweede een is, alhoewel gee nie vir jou enige verdienste by God laat verkry nie, seën God tog iemand wat gee. En ons sien hierdie beginsel in Lukas 6 vers 38, daar staan, as julle gee, sal julle ontvang. Julle gawe sal na julle terugkom in volle maat, ingestamp, geskit, om plek te maak vir meer, tot oorlopends te vol. Met watter maat jy ook al meet, klein of groot, dit sal gebruik word om te meet wat julle sal terugontvang. So hoor julle die beginsel daarin. En dan 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, wie karrig saai, sal karrig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes.
So, ons weet dat hierdie seëninge is in beginsel geestelike seëninge, maar is nog steeds 'n aspek van God wat God gebruik dat ons gee moet verstaan. Dit is 'n beginsel wat God vir ons gee hierso. En dan die derde punt wat jy moet verstaan van gee is, jy moet ook weet en dit in gedagte hou dat die aksie van gee vir God aanneemlik is as dit 'n vrygewige en opofferende daad is. Met ander woorde, as jy gee, maar jy gee dit terwyl jy moan of in jou gedagtes dink jy wil dit nie eintlik gee nie, maar jy gee dit maar net, dan aanvaar God dit nie as 'n aanneemlike offer nie. God het 'n vrygewige gewer lief. Ons het gesien met die Macedoniërs dat hulle gee vir hulle opoffering was. Dit was uit hulle armoede uit. Hulle het dit vrywilliglik gedoen, maar hulle het gesmeek om dit te kan doen. Hulle wou dit doen. In Markus 12 vers 43 en 44 sien ons, hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, ek sê vir julle dat hierdie weduwee wat brandarm is, meer ingegooi het as almal wat geld in die offerwakers gegooi het. Want almal het uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het ten spyte van haar behoeftigheid alles ingegooi wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Met ander woorde, die beginsel waarmee jy gee en die hart waarmee jy gee, bepaal of dit vir God aanneemlik is of nie. En dan die vierde beginsel wat jy moet verstaan is, dit wat jy gee, word bepaal tussen jou en God. Gee is iets waaroor elkeen van ons moet bid. Niemand kan jou voorskryf hoeveel jy moet gee nie. Gee is ook eintlik iets wat ons baie ernstig moet oordink, ons moet ernstig daaroor bid, want wat ons sien hier vanaand is dat gee die manier is om die mag van geld te breek. En hierdie 4 beginsels moet ons vaslê in ons harte, ons moet dit vaslê in ons gedagtes, en as ons dit vasgelê het, dan eers kan jy kom by die praktiese daad van gee. En dan is daar dissiplines wat ons nodig het om toe te pas in ons lewens. En die eerste een is, die daad van gee moet altyd begin met die gee van jouself. Jouself aan God, jou hele wese. Net soos wat ons sien in 2 Korintiërs 8 vers 5 van die Macedoniërs wat Paulus skryf, dit was nie soos ons dit verwag het nie. Eers het hulle hulself aan die Here gegee en toe aan ons, sodat ons hulle kon optree volgens die wil van God. Om geld alleen te gee om jou gewete te sis, dien geen doel voor God nie. Die realiteit van die saak is, God wil nie jou geld hê nie, God wil jou hê. In Romeine 12 vers 1 staan daar, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewendig en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Om jouself te gee aan God is die begin van aanbidding. Dan die tweede dissipline, as jy reg is om te gee, as jy hierdie ding deur bid het, as jy dit bespreek het met jou vrou, en jy het gepraat daaroor en jy is reg om te gee, en jy weet werklik nie hoeveel om te gee nie, is 'n beginpunt 10%. Dit is net 'n beginsel, jy moet onthou, jy word nie voorgeskryf daaroor nie, dis net 'n plek om te begin. En onthou, gee is 'n hartstoets. God toets jou hart om te kyk hoeveel jy gee en met watter hart jy gee. Ons moet die beginsel onthou hier, as God vir ons voorgeskryf het hoeveel om te gee, dan was dit nie 'n liefdestoets gewees nie, dan is dit nie 'n liefdesdaad nie, dan is dit 'n opdrag wat jy nakom. En ons sien duidelik dat Paulus dit gee beskryf as 'n liefdesdaad. Met ander woorde, niemand kan jou voorskryf hoeveel om te gee nie. Die raad wat geestelike volwasse mense gee is, as jy nie weet nie, begin by 10%. Die derde dissipline wat ons moet toepas hier is gereelde gee. Nou ons sien in 1 Korintiërs, ek dink is 1 Korintiërs 16, vers 2 beskryf Paulus gee so. Elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit en volgens sy verdienste spaar, sodat die insameling nie eers plaasvind wanneer ek kom nie. So wat Paulus hier vir die gemeente gesê het, is sit elke week ietsie weg, vir wanneer ons kom, dan kan ons dit vir die gemeentes vat. Nou daar's kerke wat hulle gemeentes aanbeveel om weekliks te gee, en hulle kry die beginsel hier.
Ek dink nie daar's presiese voorskrif in die Bybel nie, maar wat ons wel sien in die Bybel is, ons moet gereeld gee. Ons moet die beginsel is dat ons gereeld die kerk waarin ons is, moet finansiëel onderhou. Dit is ons verantwoordelikheid as lidmate om die liggaam waarin ons is finansiëel te onderhou. En dit beteken dat ons as manne van God sal gereeld gee vir die werk van God. En hierdie is weer eens 'n saak tussen jou en God. Dis iets wat jy uitklaar in gebed. Nou, om die dissipline van gee op te som en af te sluit is, gee is altyd 'n sensitiewe saak in die kerk. Wanneer ons die woorde geld en God in dieselfde sin noem, dan staan meeste van ons se nekhare regop. En ons moet vra hoekom. En daar's 'n paar vrae wat ons kan vra. Die eerste vraag is dalk, vertrou ek nie die kerk waarin ek is nie? Of is dit, vertrou ek nie die breë kerk nie? En as die antwoord ja is in enige een van hierdie twee, dan het jy self ondersoek om te doen, eerstens in watter kerk jy is, en ook tweedens, wat is jou verhouding met kerk oor die algemeen? Dan die derde vraag wat ons kan vra is dit dalk omdat die voorspoedsteologie, die prosperity gospel ons te fyn gevoelig gemaak het, omdat daar soveel valse leringe is? En weer eens, as jou antwoord ja is, dan moet jy teruggaan, jou eie hart gaan ondersoek en dan ook gaan ondersoek in watter kerk jy is, want jy behoort nie hierdie gevoelens toe te pas in die kerk waarin jy is nie. Nog 'n vraag wat ons kan vra is, en hierdie is meeste van die tyd die ware probleem is dit net vir ons as mens moeilik om ons geld weg te gee? Soek ons enige verskoning om nie te gee nie? Selfs vir wedergebore gelowiges is hierdie 'n issue. Ons vind ons vertroue in geld, al is ons gelowig, en dit maak dat dit vir ons moeilik is om die kerk waarin ons is finansiëel te ondersteun. Wat ons sien met die dissipline van gee is, dat gee is, voordat ons gee, is dit 'n geestelike oortuiging waarop ons moet kom. Gee is diep geestelik gewortel binne in elkeen van ons oor die omstandighede, die tyd waarin ons lewe. Met ander woorde, elkeen van ons moet bid hieroor. Ons moet dit regtig 'n saak van ernstige gebed maak. Ons moet ernstig praat met ons kerkleiers hieroor, met jou leraar, en ons moet altyd onthou, in die Nuwe Testament is gee vir kerk 'n hartstoets. Dis 'n liefdestoets.